Twee gloeilampe, X en Y, is in serie aan 'n battery met weglaatbare interne weerstand geskakel. Indien gloeilamp X helderder as gloeilamp Y brand, dan sal die, vat gou 'n oomblik en probeer dit self beantwoord. Die korrekte antwoord is C. Weerstand van gloeilamp X groter as die van gloeilamp Y wees. Ons weet dus, gloeilamp X brand helderder as gloeilamp Y en ons sien hulle is in serie gekoppel. Nou as dit kom by helderheid, waarna kyk ons? Ons kyk na drywing. En in hierdie geval is baie eenvoudig, dis 'n seriestroombaan, is drywing gelyk aan I² maal met R. Maar omdat die totale stroom deur beide X en Y vloei, hoef ons net te kyk na die weerstand. En omdat X helderder brand as Y, gaan die drywing van X groter wees as die drywing van Y en gevolglik gaan die weerstand van X groter wees as die weerstand van Y. En as ons dan kyk na ons ander opsies, A en D kan dit nie wees nie, want dit dui op 'n verandering in die stroom. En ons weet dat die stroom wat deur X en Y vloei is presies dieselfde. So A en D is uit. En dan B en C is teenoorgestelde van mekaar. So ons weet die antwoord moet dan wees C, weerstand van gloeilamp X groter as die van gloeilamp Y. So eenvoudig, daar's gloeilamp X en daar's gloeilamp Y en hulle weerstande is aanvanklik identies. Maar kyk wat doen ek nou? Ek verhoog die weerstand van gloeilamp X. Ja, my stroom neem af, maar dis nie die doel van hierdie oefening nie. Vergelyk die helderheid van X met Y en kyk wat gebeur. Soos die weerstand van X toeneem, word X al hoe helderder relatief tot Y. En dis presies wat ons in hierdie som moes bepaal het. So dit beteken, ons kyk na die drywing gelyk aan I² maal met R. En wat sien ons? Die totale stroom van 0,27 ampere in die laaste geval is dieselfde vir X en vir Y. Dis nie waar die verskil inkom nie, maar die R, 35 ohm versus 10 ohm, die helderheid van X is aansienlik meer as die helderheid van Y. Hoekom? Want X het 'n hoër weerstand as Y.